Vanmôre gaan ek en jy saam met die Here Jesus by 'n baie ryk man kuier. Goeiemôre, welkom. Dit is 'n voorval wat plaasgevind het terwyl die Here Jesus deur die dorpie Jerigo gereis het. En ons lees daarvan in die eerste 10 verse van Lukas 19. Die persoon ter sprake is Saggeus. Hy was 'n baie ryk man. En hy was ook die hoof van daai tydse belastingingaarders, soos ons dit vandag het, die Suid-Afrikaanse diens van inkomste. En ek dink die mense van daardie tyd het niks van hierdie mannetjie gehou nie. Ek sê mannetjie, omdat hy 'n baie kort persoon was, maar baie ryk en daar waarskynlik baie onpopulêr. Die tollenaars van daardie tyd, wat soos hulle ook genoem is, die belastinggaarders, het nie nare gewoonte gehad om meer belasting in te samel as wat hulle eintlik geregtig op was. Daardie ekstra het hulle dan ook in hulle eie sak gesteek. Daar word verhale vertel dat hulle lenings op 'n onregmatige wyse toegestaan het en mense agterna geweldige rentes en goed laat betaal het. En die mense het baie swaar getrek as gevolg van die manier hoe die tollenaars van hulle tyd opgetree het. Nou kry ons vir Saggeus, hierdie kort mannetjie, hierdie ryk mannetjie. Hy kan die Here Jesus nie te siene kry nie. Hy het geweet Jesus is daar, maar hy kon hom nie te siene kry nie, want hy was te kort. Hy klim toe in 'n boom, 'n willevye boom. En wat sy plan was, weet ek nie baie mooi nie. Of hy net die Here Jesus wou sien, miskien het hy dalk 'n verskuilde behoefte gehad dat die Here tog ook aan hom sal aandag gee. Ek weet hy was daar 'n ryk man, maar 'n sondaar. En terwyl hy daar in die willevy sit, loop die Here Jesus onder die boom deur. En 'n wonderwerk gebeur. Hy kyk op en hy sê, Saggeus, klim af. Ek kuier vandag by jou. Die mense was baie ongelukkig, want daar was baie beter plekke in hulle oë om by te kuier, baie beter mense. Dit is miskien 'n mooi huis en vir die ryk man, maar 'n slegte mens, 'n tollenaar. Wat hulle nie geweet het nie, was dat Jesus se besoek aan daardie huis 'n nuwe lewe gebring het. Saggeus het tot bekering gekom en hy het onderneem om alles wat hy onregmatig verdien het, 7 keer terug te gee. Hoe hy dit reg gekry het, mense, ek wens ek het daai finansies geken. Ek weet nie of hy dalk Bitcoin gekoop het of gekoop het, maar hy moes ergens geld gehad het om dit te kan doen. Maar dit maak nie saak hoe hy dit gekry het daar op daai stadium nie. Die bereidwilligheid, die verandering in daai man se lewe. Dit is wat my aanraak. En dit is my so wonderbaarlik. Die Here Jesus roep hierdie sondaar by sy naam. En hy gee vir hom nuwe lewe, nuwe hoop. Weet jy hoe bly is ek, Jesus het my geroep? En jy, hoe voel jy? Is jy bly hy het jou ook geroep? Mag jy 'n geseënde dag hê.